Daar het sonde plaasgevind. Die mens het aan Satan gehoorsaam gewees, so duidelik is hulle aan Satan se kant en God is aan een kant. En dis 'n hopelose situasie. Die verwydering is net te groot. Maar ons eerste belofte van hoop, die vroegste belofte van hoop, lê in vers 15. Dit staan bekend as die proot-evangelie. Die eerste evangelie, die goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Die goeie nuus hierin is dat daar wel 'n verwydering tussen God en die mens was, maar hieruit sien ons dat God Satan na die een kant toe stel en die mens na die ander kant. So dadelik het ek hoop, want ek is nou nie meer aan die vyand se kant nie. En nou kom sê hy verder, die vyandskap sal wees tussen jou nageslag, met ander woorde, die vrou se nageslag, en dit sluit die mans in, want daar moet 'n nageslag kom, maar daar sal een kom, wat sal doen? Wat 'n oorwinning sal behaal. Daar is 'n belofte van hoop, dat uit hierdie nageslag sal daar een kom, wat die vyand se kop sal vermorsel. Ja, daar's 'n byt aan die hakskeen. 'n Slang wat jou pik aan 'n hakskeen is gevaarlik, kan lewensgevaarlik wees, maar jy kan dit oorleef. En daarom word hierdie taal gebruik om te sê, maar sy kop sal vermorsel word. Die dood is oorwin deur Jesus Christus.